Welkom gewaardeerde kykers vir Cinema Scene. Vandag kyk ons na pragtige Suid-Afrikaanse prente wat mens kan inspireer. Die kreatiewe sy van Suid-Afrikaanse prente reflekteer hoe divers die kulture van ons land is. Vandag bespreek ons Paljas, Beat the Drums en Tornado and the Kalahari Horse Whisperer. Dit verteenwoordig 3 van ons 11 offisiële tale van ons nasie. Die eerste prent is Paljas in Afrikaans, bekendgestel in 1998. Katinka Heinz regisseer die prent. Chris Barnard is die talentvolle skrywer. Paljas vertel die storie van 'n klein sukkelende familie wat die lewe se uitdagings probeer trotseer. Die ma Katrina, vertolk deur Aletta Besuidnout, 'n dogter Emma word gespeel deur Liesel van der Merwe en die seun Willem word vertolk deur Larry Leiden. Die vader Hendrik, gespeel deur Marius Weyers, is die stasiemeester. As gevolg van traumatiese gebeure het Willem sy spraak verloor. Hulle word deur die dokter aanbeveel om geduldig te wees en te wag totdat hy self weer begin praat. Die pa probeer om die situasie te hanteer, maar wonder soms of hy nie verantwoordelik is. Met verskeie geleenthede moedig hy klein Willem aan om te praat, maar bereik geen sukses nie. Op 'n dag beland 'n reisende sirkus op die verkeerde plek en beland dus so by die treinstasie. Die dorp se inwoners is verboureerd met die situasie en ook met die vreemde sirkus. Willem ontmoet die sirkusnar Manuel, gespeel deur Alice Veersen. Hy is dadelik aangetrokke tot die nar se vermoë om homself uit te druk sonder woorde en kan dus tot hom deurdring. En so bevriend die nar vir Willem. 'n paar dae later is die verwarring opgelos toe die sirkus vertrek. Onder die indruk dat sy nuwe vriend hom verlaat het, gaan Willem hom te vergeefs na. Toe hy terugkeer huis toe, is hy verheug om uit te vind dat Manuel het agtergebly om sodoende tyd met Willem te spandeer. Manuel leer sy vriend verskeie snaakse toertjies. Geleidelik help dit Willem om selfvertroue op te bou sodat hy met ander kan kommunikeer sonder woorde. Aan die begin is Hendrik besorg oor hoe sy seun kies om te kommunikeer. Aan die ander kant is die gelukkigste wat hy sy seun gesien het in 'n lang tyd. Die hele gemeenskap wys hulle verbasing en bekommernis toe Willem begin aantrek soos 'n nar en word spoedig die bespreking van die dorpie. Kan die plaaslike gemeenskap Willem se optrede verstaan? Sal die jong seun ooit weer praat? Sal vreugde en berusting ooit terugkeer na sy familie? Hierdie poëtiese produksie verteenwoordig 'n warm, hartlike storie oor hoe 'n onverwagse hand van God 'n familie kan genees. Die gehoor kan simpatiseer met die karakters wat instrumenteel is in die oorbring van die boodskap om ons oop te stel vir verskeie keuses en die moed van oortuiging te hê in dit wat ons glo. Paljas was Suid-Afrika se voorlegging vir die 70th Academy Award vir die Best Foreign Film en het 5 toekennings gewen by die 1997 Mnet All Africa Film Awards. Bly ingeskakel tot Supreme Master Television Cinema Scene. Ons sal terugkeer met nog 2 uitstekende Suid-Afrikaanse prente. Wat heb ik jullie gezegd? Welkom terug tot Cinema Scene. Ons kyk vandag na 3 Suid-Afrikaanse prente.
volgende prent is die 2003 prent Beat the Drum in beide Zulu en Afrikaans. Geskryf deur David McDwyer en David Hickson as regisseur. Dit gaan oor die ervarings van 'n jong seun Musa, gespeel deur Junior Singo. Aan die begin van die prent word Musa 'n weeskind as gevolg van 'n misterieuse siekte wat die dorpie binnengedring het in KwaZulu-Natal. Omrede hy beide sy ouers so verloor het, is hy genoodsaak om sy dorpie te help. Met net sy ouma om na die jonges om te sien, vertrek hy na die stad op soek na werk. Daar beplan hy om sy oom te vind en die oorsprong van hierdie eienaardige siekte te help verstaan. En hoe kan hy dit stop? Hy vra sy ouma se toestemming en seën om te vertrek. Sy niggie Tandi gee hom 'n armband vir geluk. Die jong Musu pak dus sy tassie en drom en vertrek na die verre stad heeltemal alleen. Soos hy reis, slaan hy sy drom om hom te help kies watter rigting om in te slaan. Hy skuil agter in 'n trok wat op pad is na Johannesburg. Die drywer Nubi vind hom. Nubi, gespeel deur Owen Siyake, besluit om Musu te help en neem hom saam na sy bestemming. Klein Musa deel sy storie met Nubi en kruip so in sy hart. Hy gee Musa raad oor hoe om veilig te bly en homself om te sien in Johannesburg. Die twee bereik uiteindelik Johannesburg. Alhoewel Musa nog nooit so 'n groot stad gesien het nie, hou hy by sy besluit om sy oom te vind en om die inwoners van sy dorpie te genees. Met sy reis sien die seun verskeie fasette van mense wat onder moeilike omstandighede saamleef en ook liefdadige aksies doen. Hy loop verskeie mense raak, as ook 'n dierbare meisie met die naam van Letty en 'n vrou wat kos aan kinders uitdeel. Deur sy omswerwinge word Musa gelei deur 'n skoon gewete en 'n determinasie. Maar waar ook al hy gaan, kan hy nie sy oom opspoor. Sal Musa ooit sy oom vind? Sal sy gebede om inwoners te kan red ooit beantwoord word? Beat the Drum beskryf 'n warm en insiggewende storie oor hoe geloof en vasberaadheid die harte van mense kan verander. Die onskuld en sterkte van jong Musa sal die kykers aangryp, terwyl die asemrowende tonele die pragt van Suid-Afrika reflekteer. Dit het 30 internasionale Festival Awards gewen vir beste prent, beste kinematografie, beste direksie en vir die beste akteur. Ons finale prent vandag is die 2009 produksie van Regardt van den Berg, Tornado and the Horse Whisperer, gebaseer op 'n ware gebeurtenis. Die prent vertel die storie van Peer, 'n ongelukkige jong man, en Tornado, 'n emosionele verwarde perd. Tornado se oppassers weet nie hoe om hom te help. Peer, gespeel deur Quentin Knog, voel hy kan deurdring tot die perd en dus so 'n oplossing kry. Peer hoor van Barry Burger, 'n perd whisperer, gespeel deur Danny Keogh. Barry is sendeling vir 20 jaar. Het die Kalahari op 'n perd se rug deurgereis en so 'n spesiale koneksie opgebou met perde. Hy kan instinktief met hulle kommunikeer. Dus vertrek Peer na Barry vir hulp in die afgeleë Nuniput in die groen Kalahari. Hy neem Tornado saam. Barry nooi Peer om by hom te bly, terwyl hy omsien na Tornado. Onder Barry se leiding begin Peer geleidelik leer hoe om Tornado se fluisteringe te hoor en te interpreteer, sodat hy kan help om die perd se pyn te verwerk. Tydens sy verblyf ontmoet Peer die ander inwoners, maar hy bly afsydig en gefokus op Tornado. Hy moet Tornado se vertroue wen en die 10 fluisterstappe bemeester. Maar hoe nader hy aan Tornado beweeg, hoe meer bring dit sy eie onsekerhede na vore. Soos perd en mens nader aan mekaar beweeg, hoe meer krag en ondersteuning kry hulle van mekaar. Tornado and Kalahari Horse Whisperer vertel van 'n perd en 'n man se reis na selfontdekking en genesing. Die asemrowende uitgestrekte landskap van die Kalahari steun die omvattende geleenthede en vryheid wat beide van die paartjies soek.
terwyl die gehoor ingetrek word deur die betowerende storie van hoe individuele bymekaar uitgebring word deur die noodlot en die natuur, vind hulle die weg na berusting en liefde. Paljas, Beat the Drum en Tornado and the Kalahari Horse Whisperer is 3 meesterstukke van Suid-Afrika. Elke inspirerende prent moedig mens aan om sterk te staan in jou geloof en te glo aan 'n meer verligte wêreld. Lieflike kykers, dankie vir julle verteenwoordigheid.